Hartlik welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis regtig vir my 'n aangename voorreg om u vanoggend te verwelkom en vir u te sê welkom hier. Ek sien ons is so klein bietjie uitgedun vanoggend. Maar ja, ek moet nou sê, nee. Nadat daar soveel baai was die afgelope 2 weke oor die voorspellings dat die wegraping sou plaasvind, hoop ek nou nie dat dit vanoggend plaasgevind het, hoor. Want dan is hier nou slegte nuus vir ons hoor wat hier agter gebly het. Geliefdes, nee, moenie dat ons dat dit vir ons ontstel nie. Ek moet vir julle sê, weet jy wat? Ek het vanoggend net weer gesien. Jou Satan kry dit reg om krediet te vat vir 'n klomp goed. En ek wil nou vir julle vanoggend sê, nee, die Here is groter as enigiets anders. Yes. En ten spyte van al die goed waarmee ons nou vanoggend gestoei en gesukkel en getrap en gewat op al het, ten spyte van dit, die Here bly goed. Al die tyd. Amen. Yes. 'n groot welkom. Yes, jy's op die regte plek, my broer. Ek like jou kwai. Sê net vir hom, welkom hierso. Nee, ek like daai man kwai. Hy is klaar by. Dion, hartlik welkom. Ons is so bly julle is hierso. Geniet dit saam met ons vanoggend. Mag die Here regtig vir julle op vanoggend seën. Ons is regtig bly julle is hierso. Daai manne is manne na my hart. Ek sê jou nou, ek het dit klaar gesien. Dis manne na my hart daai. Daai tweeling van Dion is manne na my hart. Ouens, regtig, welkom in die huis van die Here. Geniet dit vanoggend in die teenwoordigheid van God. Ek weet vanoggend, daar kan miskien allerhande goed wees, en ek gaan nou weer die afkondigings vanoggend doen, wat ons nie graag wil hê ek moet doen nie, maar, Louis, dankie dat jy vanoggend weer rondhardloop en skarrel en al hierdie aanvalle wat ons kry met hierdie klanksysteem, Louis hanteer dit vir ons, ek is so dankbaar vir dit, dankie Louis, dankie dat jy dit doen, en ek weet, dit gaan ons nie van stryd bring nie, die Here gaan net vir ons 'n groter seën en storie, ek is so dankbaar vir dit. Geliefdes, vanoggend net vinnig ons afkondigings, die 10de tot die 12de Oktober, moenie ons huwelikseminar misloop nie. Julle het nou die nuwe advertensie gesien, daar is nou tye daarby, asseblief julle sien dit, ek maak dit maklik, dat die meeste van julle dit kan bywoon asseblief, en ek sê weer, al is jy enkellopend, al is jy geskei, al is jy 'n weduwee, al is jy 'n weewenaar, solank jy net ouer as 18 is, dan wil ek jou graag by die huwelikseminar hê. As die 25 randjies vir jou probleem is, praat asseblief met my of met Desiree, julle bespreek my in elk geval by haar, so groot asseblief, en ons het tyd tot volgende Sondag toe, dan wil ons graag die getalle finaliseer op die huwelikseminar, asseblief hoor. Dit is die Vrydag aand, van 7:00 die Vrydag aand, dan die Saterdag van 2:00 die Saterdagmiddag, en ons gaan dalk deurgaan tot so 9:00 Saterdag aand, miskien dalk bietjie vroeër, en dan die Sondag het ons 'n diens. Na afloop van die diens gaan ons gemeenteete aanbied. So tydens daai diens moet ons kinders ook hier wees. Dit is die wat jonger is as 18. Kyk, ek weet hier's van julle wat hierso sit, wat in julle gedagtes jonger as 18 is, dis juist ook julle wat hier moet wees, asseblief hoor. Soos Bernies.
wat Sweet 16 is. Jy moet hier wees daai Sondagoggend. Bernice, maak seker jy is hier. Right. Vir hierdie week dan 10:00, ons bid hier op Woensdagoggend, Saterdagoggend. Ek doen 'n beroep as ek op hier. Ek gaan dit op die gemeentegroep ook sit asseblief. Saterdagoggend, 6:30, het ons 'n bid hier op die koppie, daar by die Telkom toring, asseblief. So Saterdagoggend, 6:30, 6:30, kom ons daar by mekaar vir 'n bid hier. Ek het die gemeente oor kan die pad, het ek genooi en vir hulle gesê, kom saam met ons. Hulle kom by my hierdie week aan en hulle kom huil krokodille, trane en lang stories. Toe sê ek vir hulle, ek sien julle Saterdagoggend op die koppie. So asseblief, ek vra nou vir julle, moenie dat ek alleen daar staan nie, want dan gaan ek met 'n skaambek daar staan. Okay, so moenie asseblief dat ek nou met 'n skaambek daar staan Saterdagoggend nie. Julle moet asseblief saam met my daar staan, Saterdagoggend, 6:30 op die koppie. En dan volgende Sondag, ek weet die skool sluit Vrydag, ek weet dit. Maar asseblief, ons wil graag oefen aan ons bladerdag opvoering, so ons het vir die kinders gevra om volgende Sondag asseblief hier te wees, en almal het gesê, yes, hulle is hier, by die uitsondering van een kind, het gesê, ek sal nie hier wees. So die ander kinders, groot asseblief, Sondagoggend, 8:30 Sondagskool, en dan 10:00, ons oggenddiens volgende Sondag, ons sien daarna uit. Dit is dan ook nagmaal Sondag. Goed, die dames wat die nagmaal vir ons gaan dek en voorberei, gaan ook vir ons ietsie spesiaal gee, met die na afloop van die diens, so ons sien wat uit daarna, en ja, julle moet nie worry oor die kostes nie, suster, die Here het reeds gedek, ons is nie bekommerd daaroor nie, ons weet die Here voorsien vir ons, so dit is reeds gedek. Right, dan, Pastor Sakkie, hy gaan 'n bietjie kuier, maar nie sommer nou net in Pretoria, of in Johannesburg, of in Kaapstad, of so nie. Hy vat die airplane en hy vlieg hier oor, eers via Dubai, Amsterdam, ek weet nie waar nie, maar dan gaan hy Amerika toe. So, Pastor Sakkie, die seën van die Here vergesel jou, waar jy gaan, laat jou lig skyn, waar jy gaan, laat die evangelie verkondig word sonder om jou mond op te maak. Mag die Here vir jou seën op jou reis, mag jy die kuier met die kinders geniet, mag dit regtig besonders wees, en ons bid die seën van die Here oor jou, en ons sien dan uit dat pastoor terugkom, maar geniet dit eers, terwyl jy daar is, geniet dit. En as hulle sê, Paul, bly nog so 'n bietjie langer, bly maar so 'n bietjie langer. Asseblief, geniet dit net, en die seën van die Here vergesel jou oor die waters. Goed, dan het ons afkondigings rondom verjaarsdag vir die week. Suster Hannie Kastelein draai sy verjaar vandag. So, as jy... Sy het Vrydag verjaar. Ja, ek dink ook hierdie is, ek besef nou net, sy het Vrydag verjaar. Excuse, julle sal my nie glo nie, ek het al Vrydag gebel en al geluk gewens. Here, help my asseblief. Ek het al Vrydag gebel en al geluk gewens, maar hier wens ek al vanoggend weer. Uit toch, sies toch. Ja, wat? Gelukkig is die Here bitter baie lief vir my, hoor. Ek sê dit maar net vir julle. Julle moet dit weet. En dan, Annetjie, jou dogter Karen, sy verjaar môre. So jy moet dit nou nie vergeet nie, hoor. Dis dan net, ek remind jou nou. Check hoe nice is ek nou met jou, nee. Ja, trek nie. Karen Koksen, sy verjaar môre, mag jy daar ryklik seën en pragtige nuwe lewensjaar vir haar. Ek bring die volgende versoeke om by die voete van ons Here Jesus te plaas vanoggend. Suster Gesina, ek het nie vanoggend met Hazel gepraat nie. Weet jy wat hoe gaan hy dieselfde? Geen wetenskap. Ons broer Fanie Kleinhans lê op sterwe in Kenton Park in die hospitaal.
Kom ons vertrou die Here vanoggend om regtig daar by Fanny en by Huisel stil te staan en regtig vir hulle te onderneem. Ons dra op aan die Here en ons plaas onder die voete van die Here vanoggend. En dieselfde asem, nadat ek haar vir 'n tweede keer geluk gewens het, dra ons suster Annetjie op aan die Here, dat die Here by haar sal stil staan en vir haar sal onderneem. Ek dink sy wag nog vir 'n toets of uitslag of wat ook al, maar ons vertrou die Here om by haar sal te staan. Dan dra ons steeds vir Laurie Hansen op aan die Here, wat in Amerika is, dat die Here regtig by haar sal stil staan. Dit gaan baie beter met Sweris Voges. Ons dank die Here daarvoor, maar ons vertrou die Here om vir Sweris volmaak aan te raak in die naam van Jesus. Dan dra ons vanoggend weer ons broer Bertus op aan die Here, dat die Here regtig by hom sal stil staan, so ook vir Fourie, die Here ook by hom stil staan, en dan ook vanoggend vir Roda, Reneise sussie Roda, ons dra op aan die Here, dat die Here regtig by Roda ook stil staan, en vir haar sal onderneem vir die volheid van sy genade. Suster Sandy Swanepoel, ons dra op aan die Here, dat die Here by haar stil staan, ook so by Suzette Kriel, dink Suzette was hierdie week vir bestraling as het reg is, ons dra op aan die Here, dat die Here regtig by haar stil staan. Ook so vir Ronel Delport, en dan ook vir juffrou Nicole Waldiek, dat die Here ook by haar sal stil staan. En dan ons laaste versoek wat ek hier het, is Suster Esther Liddert. Sy het vanoggend haar knie beseer op pad kerk toe. Het sy haar knie beseer soveel so dat sy nie in staat is om verder te loop. Dus kom ons vertrou die Here om regtig vir haar te onderneem en regtig vir haar aan te raak. As daar enige versoeke is wat u van weet wat ek nie genoem het nie, en u wil dit graag noem, asseblief, u is welkom. Johan, ek kan net sê, Annie was ons vir die dokter vraag toetsen, dit het teruggekom, die dokter sê, niks probleem, alles is 100%. Enige ander versoeke? Die dametjie wat saam met werk, Liesel, hulle babietjie is gesond, dit is net die arms en die beentjies lyk my ontwikkel. So ja. Is sy swanger of nie? Sy is swanger, ja, sy nou in November, Desember. Liesel en baba skryf ek hierso oor, dat die groep dit verstaan, maar julle is beter as ek. Ons gaan vir Liesel en die baba opdra aan die Here, dat die Here regtig vir hulle ook sal onderneem, dat daardie groei volmaak sal wees. Amen. Hoe gaan het met Charlotte? Sy reg vanoggend? Ja, baie Here, gebed en krag. Ons het gisterand op die gebedgroep het ons vir Charlotte gebid en dit so laat gistermiddag. Is gister, nie? Ja, Vrydag, excuse. Vrydag al, so. Ons is dankbaar om te hoor dat die Here haar aangegaan. Nog ander versoeke? Jou sussie? Vir jou? Ag, Here, die naam, gee my haar naam. Welma, excuse, ek weet is Welma, maar vergewe my. Welma, ek skryf ook Welma sy naam hier neer. As jy vanoggend 'n versoek het wat jy nie wil noem nie, maar jy wil net vanoggend sê, Here, hier's my hart vanoggend, en laat ek net, wil jy nie daardie hand in die lug steek nie, daardie versoek is die Here bekend, en dan gaan ek jy nooi, as jy vanoggend 'n dankbare hart het, wil jy nie net vanoggend ook saam met my sê, dankie Here nie, dit is so wonderlik om al die hande te sien. Kom ons sê, ek doen vir ons gemeentegebed vanoggend. Here, in hierdie oggend is ons nie net dankbaar dat ons in die teenwoordigheid en in die huis kan wees nie. Here, ons is ook dankbaar dat ons saam met ons boeties
en sissies hier teenwoordig kan wees. Dankie Here vir die liefde, dankie vir die genade, dankie Here dat U 'n groot en almagtige God is. Dankie dat ons weet, Here, dat U is die God van wonderwerke. Here, ek weet vanoggend, weet ek, wanneer die situasie donker lyk, wanneer dit onmoontlik lyk, dit is juis dan wanneer U ingryp en wanneer U, Here, onderneem tot die volheid van U genade. Here, ek wil juis vanoggend, wil ek sommer wegtrek om te sê, U het hierdie lang lys van versoeke vanoggend gehoor. Maar Here, U gee nie om hoe lang dit is nie. By U maak elkeen saak. En daarom, Here, het ons hulle name vanoggend voor U genoem. U ken die omstandighede van elkeen beter as wat ons dit ken. En daarom vra ons, Here, dat U by elkeen sal vertoef, stilstaan, aanraak in die naam van Jesus. Here, ons weet dat dit is juis hoekom U Seun Jesus gestuur het, sodat daar genesing kan wees, sodat daar verlossing kan wees. Here, daarom neem ons die vrymoedigheid vanoggend om dit voor U te kom plaas en vir U vra dat U asseblief onderneem tot die volheid van die genade. Here, elke naam wat genoem is, elke hand wat vanoggend opgesteek is, U ken daardie versoeke. Here, en ek weet, baie mense het al gesê, ag, wat help dit, ek steek my hand op. Ek weet, hoeveel getuienisse was daar gewees van mense wat kon sê, ek het daai Sondag my hand opgesteek, ek het getwyfel en so waar die Here het my geantwoord. Here, daarom neem ons die vrymoedigheid, en daarom sal ons nooit iemand ontmoedig om te sê, Here, hier is my hart vanoggend. Here, hier is my versoek vanoggend. By U is dit alles bekend. Here, vanoggend wil ek vra dat U asseblief ook ons dankbare harte raak sien. Here, vanoggend toe ons hande opgesteek het om te sê, Here, ons is dankbaar. U weet ook, soos wat U ons harte ken met ons versoeke, so ken U ons hart wanneer ons sê, Vader, ons is dankbaar. Want U voorsien vir ons mildelik. Here, baie keer dan besef ons nie hoe word ons geseën nie. Baie keer besef ons nie hoeveel is ons seëninge nie. Maar Here, vanoggend wil ek dit net weer opnuut kom sê. Vader, ons is dankbaar. Ons is opreg dankbaar. Here, die lieflike reëns wat gister uitgesak het. Dankie daarvoor. Dankie, Here. U weet hoe nodig hierdie aarde, die water, en Here, dan stuur U dit. Ons dank U daarvoor. Vader, vanoggend wil ek ook kom en vra, ons gaan nou lekker saam sing. Mag dit vanoggend uit ons hart uit wees, en mag ons vanoggend, Here, mag ons sê, Vader, dit wat ons vanoggend sing, is om vir U lof en eer te bring, want U kom dit toe. U is die groot, almagtige God. U is die enigste lewende God. En alle aanbidding kom U toe. In die naam van die Seun Jesus. Here, seën asseblief ons verrigtinge verder. Juis in die naam van die Seun Jesus. Amen. Geliefdes, ek nooi U, kom ons gaan lekker opstaan en saam sing. En ons maak die naam van die Here groot. Geniet dit om vir die Here te sing. Ek gaan nou ook iets sê, maar oor die rugby, nie omdat ek julle wil sportmense maak nie, maar ek moet nou ook iets al sê, maar weet julle wat het my opgeval gister? Die sing van die volksliedere, nee, dis mos nou vir jou volkslied wat jy sing. Toe kyk ek bietjie na daai Argentyne. Het julle gesien hoe passievol sing daai ouens hulle volkslied? Laat daai ou so sing, dat die trane oor sy wange loop, man. Toe dink ek net so by myself, as jy so vir 'n volkslied kan sing, hoekom kan jy nie so vir die Here sing nie? Nee, ek vra maar net, sorry,
ek het niks rugby gepraat nog nie. So ek sê maar net, kom ons sing vir die Here, al loop die trane vanoggend, sing lekker man, sing vir die Here. Kom ons sing lekker saam. I will rejoice, for he has made me
Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. Yes, Lord. You deserve the glory. Jesus. Jesus, you Here, dit is net U wat waardig is om geloof te word. Dit is net U, Here, wat al die lof, die eer en aanbidding toekom. Want Here, U is die enigste lewende God wat daar is. Here, vanoggend wanneer ons dit sing, dan wil ons vir U sê, Vader, U alleen is waardig. Here, mag U lofsinge ons mond vol vanoggend. Mag dit uitborrel uit ons binneste, soos lewende water uitborrel, Here. Vader, ek besef vanoggend wanneer ons sing, dan hoop ek, ons hoor wat ons vanoggend sing, wanneer ons sing, change my heart, oh God. Dan moet ons weet, iewerster gaan dit seer maak. Dan moet ons weet, wanneer U ons hart verander, gaan ons nie meer dieselfde wees nie. Here, dis my gebed dat ons vanoggend sal besef, dit wat ons sing en wanneer ons kom om lof aan U te bring, dat dit sal wees in die diepste van ons wese. Here, wanneer ons vanoggend sê, Vader, net U kom toe hierdie lof, dat daar geen ander gode sal wees in ons lewens nie. Nee, Here, dat ons vanoggend sal besef, U is die enigste. U is die enigste, die weg, die waarheid, die enigste. Dankie dat ons dit vanoggend vir U kan sing. En ek glo, Here, dit sink in by elke een van ons. Want U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Amen en amen. Kom ons neem ons plekke. Weet jy, as die woord van die Here vir ons sê, ons moet wees soos 'n kind, om te hoor wat God vir ons sê, dan het ek dit nou vanoggend weer 'n keer ervaar. Ek wil net vir jou sê, daai twee seentjies van jou is vanoggend vir my 'n groot blessing gewees. Regtig. Hulle was vir my 'n groot blessing vanoggend. Die feit dat hulle hier was vanoggend, het ek klaar my blessing ontvang. Voordat ek nog die woord van die Here gedien het, het ek klaar my blessing weg hierso. Dankie Dion dat daai twee hierso is. Yes, amen. Regtig, ja, ek wens julle kon hulle sien. Daai manne sing saam. Hulle ken nie hierdie woorde nie, hulle sing saam. Prys die Here my man. Ja. Ek wens partykeer groot mense wil so word, maar groot mense het ons vooropgestelde idees en gedagtes en jy weet groot mense nie. Is 'n snaakse ding.
Want as jy nou 'n kind is, dan wil jy groot word. En as jy nou groot is, dan wil jy nou oud word. En as jy nou oud is, dan besef jy, nou wat nou? Dan verlang jy weer terug. En ek moet tog eendag vir julle die storie kom vertel van die bobbejaan en die hond en die almal nee, dan die donkie. Die storie van die bobbejaan, die donkie en die hond en almal. Ek sal eendag die storie vir julle kom vertel, maar eers my feite agter mekaar kry. Geliefdes, dis vir my regtig voorreg om vanoggend weer voor u te kan staan. En ek moet vir u sê, Here het in hierdie week weer met Johan gepraat en vir hom gesê, Johan, ons moet 'n bietjie gaan kyk. Ons is besig om 'n paar ouens te verloor, padlangs. En dit moet nie so wees nie. So ek het so effens 'n bekommernis in my hart, maar die Here het klaar vir my die versekering gegee en dat ons die regte goed gaan doen om die ouens wat padlangs moeg raak en hulle weer aan boord te kry. Want dit is wat die Here vir ons gesê het, toe hy begin het met ons 31 Desember 2024. Daai oujaarsaandiens het die Here al klaar vir ons gesê, jy is deel van 'n prentjie. Kan julle nog die prentjie onthou? Kom, kyk gou, sê net so vinnig, steek net gou vir my hand op, wie was daai aan die gewees? Steek net gou vir my so hand op. En julle weet dat julle name is nog neergeskryf agter op my puzzle. Mag die Here ons help dat ons kom 31 Desember hierdie jaar, dat ons 'n revisit vat, verskoon my Engels, en gaan kyk wie se name het ons pad langs verloor. Want onthou, ons het vir mekaar gesê, ons het 'n prentjie wat ons vorm in die groter prentjie van die Here. En onthou julle, daar was puzzelstukkies wat nie name gehad het nie. Onthou julle dit? Daar was leë puzzelstukkies, onthou julle? En intussen tyd het daar mense bygekom, so, daai puzzelstukkies het begin name kry. Ja, reg of verkeerd? Ja, dit is so. Nou toe ons op daai konferensie was in Durban, preek pastoor Barend Petersen en pastoor Arnelle Ngogemani, al twee van hulle, skies het ek sukkel met die jongman se van, maar dit is al van moeilike van, en ek dink ek moet om 'n paar keer uitspreek, dan gaan dit vir my makliker. Maar al twee van hulle sê, pastoor Barend Petersen sê, as die Here vir jou 'n woord gegee het om te bring, en jy sien die gemeente hoor hom nie, dan moet jy hom weer preek. Hy sê, as jy sien hulle hoor hom nie, dan moet jy hom weer preek. Hy sê, as jy sien hulle hoor hom nie, dan moet jy hom weer preek. Hy sê, as jy hulle 6 maande sien hulle wil hom nog nie hoor nie, dan moet jy hulle wakker klap en hom weer preek. Ek het 'n vermoede, daar's een of twee wat dalk 'n klap gaan kry. Geliefdes, die Here is besig om 'n pad met ons te stap. Ek vra jou, stap saam. Dit laat my dink, wanneer jy hierdie wandelpaaie stap, ja, daar's wonderlike wandelpaaie. Ek wil nie nou eers 'n naam noem nie, want my kop slaan nou toe. Maar sê my een van jou gunstelinge, want jy het baie gestap. Gee my een van jou gunstelinge. Visrivier. Sean het die Visrivier gestap. Hoeveel dae Sean? 5 dae. 5 dae het hy hom gestap. Aan die einde van elke dag moes hulle recap, is ek reg? Moet hulle kyk, is almal daar? Het almal nog water? Het almal nog kos? Is almal nog fisies, medies gesproke nog reg om die volgende dag te stap? En dan beplan hulle
vir die volgende dag se stap, is ek reg? Hy sê ek is reg. Dis hoe dit werk. Nou, hulle stap om 5 dae. As hulle aan die einde van die 5 dae kom en hulle het iemand pad langs verloor, weet jy wat gaan aan in hulle gemoed, in daai geselskap se gemoed? Nee, is ek reg? Hy skud weer sy kop. As hulle aan die einde van die 5 dae kom en hulle het klaargemaak en almal het klaargemaak, hoe joyful is die gemoed dan? Hoe bly is almal dat jy saam klaargemaak het? Nou, wil ek vir julle sê, ons kan nie aan die einde van die jaar kom en van ons het langs die pad gaan sit en nou nie meer lus gewees om saam te loop nie. Want dan gaan daar 'n demper wees op ons gemoed. As ons gestap het en ons kom aan die einde van die jaar en daar is nog mense by, sien julle wat gaan dit dan aan ons gemoed doen? Wel, ek hoop het gaan aan hulle gemoed dieselfde doen as wat het vir myne gaan doen. Maar soos wat ons stap, so is daar dinge wat gebeur, so is die Here besig om met ons te werk, en so is daar goed wat die Here vir ons gee, en so beplan ons weer vir môre, en ons beplan, ons kyk of almal daar is, en ons kyk of almal kos het, ons kyk of almal water het, en ons kyk of almal upstairs reg is om te stap. Want die meeste ouens wat by 'n stap uitval, verloor die stryd op die hamstring wat hulle skeer tussen hulle ore. Hier. Die hamstring tussen jou ore. Daai hamstring hier tussen jou ore. As hulle omskeer, dan raak hulle moeg. Nou. Ons is hier om mekaar te help, te ondersteun, dat hierdie hamstring nie skeer nie. Hoor julle van my? As jy nodig het om met my te praat, dan praat jy met my. As ek nie hier is nie, ek sal met jou praat. As ek nie onmiddellik met jou kan praat, ek gaan met jou praat. Maar moenie dat jy hamstring skeer nie, asseblief. Groot asseblief. Ek het jou nodig, want die Here het jou nodig. Ons het nou die laaste paar weke het ons gesê, wat moet ons doen? Ons moet ons lig laat skyn. Onthou julle, toe ons bietjie ligte hier afgesit het, dit nie heeltemal die effek gehad nie, maar ons moet ons lig laat skyn. Ons moet die evangelie gaan uitdra. En as dit nodig is, woorde gebruik het ons gesê. Ons het van mekaar gesê, verlede week het ons gesels, ons het gesê, ons het gepraat oor die talente, en ons het gesê, almal het nie dieselfde talente ontvang nie. Ons het verder van mekaar gesê, ek hoef nie al die talente te hê om die Here te wees nie. Ons het vir mekaar gesê, wat is belangrik? Ek moet werk met die talent wat vir my gegee is. Nou kom ek terug, en ek wil vandag, gaan ek so klein bietjie verder gaan met dit. So klein bietjie verder gaan met dit, want weet julle wat? Ons het nou deur die reeks gekom van die bedieninge. Ek sê die bedieninge, want ons het daar begin by Paasnaweek. Dit was 'n vertrekpunt vir die gemeente gewees. Toe ons gesê, van hier af, toe ons gaan kyk na die verskillende gawes, ons het gaan kyk na die vrugte van die Gees, en ons het gaan kyk na bedieninge. En toe het ons vir amper 'n maand lank tyd gespandeer aan die bedieninge. Nou, ek is nou vanoggend, en julle kan ook nou vanoggend bietjie voel, as jy vanoggend voel, ek piets jou, goed vir jou, dan hoop ek jy vat jou lekker.
Ek wag steeds vir mense se terugvoer om te sê, ek sal betrokke wees op hierdie manier, hierdie bediening is geïdentifiseer, ek wag steeds. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan mense individueel begin kontak en sê, Bernice, ek het nie jou bedieninge gekry nie, ek weet nie waarby jy betrokke is nie, dan, maar ek sal haar bel, dan gaan ek dit vir haar sê. Dan gaan sy sê, ek vra hom verskoning, en sê vir haar, ek gee jou 10 dae, dan teken ek dit aan my dag. As ek na 10 dae nie terugvoer van Bernice kry nie, dan bel ek haar, Bernice, 10 dae is verby. Gaan dit vir julle lekker wees? Nee, dit gaan nie. Dan gaan julle dink julle is terug in die skool. Geliefdes, die Here wil 'n pad met ons loop. Ons moet vir die Here wys wat is ons bereid om te doen. Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir ons sê. Nou. Dit is vir my baie belangrik, want hierdie goed hou sekere prosesse op vorentoe. Asseblief, ek vra julle mooi. So ons moet, en ek wil nie net met die 13 wat geantwoord het aangaan nie. En ek het verder, ek het gesê, as jy nie voel jy kan betrokke raak nie, dan stuur vir my, ons het dit in die weermag 'n nulopgawe genoem. Wat noem julle dit? Ook 'n nulopgawe. Juffrou Lofrina, wat in die skool hoef dit? Ook 'n nulopgawe. 'n Nulopgawe. Dan stuur jy vir my 'n nulopgawe. Dan sê jy, ek sien my wegloop om betrokke te wees nie. Dan weet ek, hoe kan ons met jou saamstap? Verstaan jy wat ek nou sê? Maar, intussen voel jy in jou hart, Pastor Sappie, ek pik nou 'n bietjie op jou nou weer vanmôre, want Fanie is nie hier. So, jy is die volgende ene alweer kan pik vanoggend. Nou, weet ek nie, waarmee kan ek vir Pastor Sappie aanwend gebruik, of om betrokke kry nie. Dan voel hy uitgesluit uit die gemeente uit. Intussen, as hy vir my die nulopgawe gestuur het, dan weet ek, hoe kan ek hom bestuur? Dan weet ek, Pastor Sappie, kan ek vir jou hier in die agtergrond dit en dit vra. Verstaan julle wat ek sê? Hoor wat ek vir julle sê, as jy gaan kyk, en ek wil julle nie op die spot plaas nie, die bidiergroep, ek wil julle nie op die spot plaas nie. Maar, ek wens, julle kan die samewerking sien in die bidiergroep. Ek op kort kennisgewing, vra ek vir hulle, kan julle help met dit? So. Nog korter kennisgewing moet ek vir hulle sê, kat cancel, ons gaan dit nie meer doen nie. Maar weet jy wat? Omdat ek 'n verhouding met hulle het, weet ek wat ek vir hulle kan sê en vra en hoe hulle moet doen. Verstaan jy wat ek sê? As ek nie verhouding met hulle gehad, as ek nie geweet het hoe operate hulle nie, dan was ek skaam gewees om met hulle te praat, of hulle te sê, hey, nou verander ons weer die sake hierso. Jy hoor? Hoor jy, ek beklei nou nie vanoggend nie, asseblief moenie daar sit met julle suurgesigte. Amen. Dankie Bernice, daar voel ek nou beter. Al wat ek vir vanoggend wil sê is, God gee vir ons elke Sondag, gee hy vir ons woord, gee hy vir ons boodskap, en dis deel van die opbou na 'n groter ding toe. Maar dit is soos byvoorbeeld ons leesprogram. As jy nou op die leesprogram op datum is, dan moet jy vandag op Lukas 5 lees, reg of verkeerd? Ja, dan moet jy vandag op Lukas 5 lees. Ek moet daar vir Petrus kyk, want Petrus,
hy lees elke dag sy skrif. Dis so net Petrus. Okay. Nou, sê ek vir u, as jy agtergeraak het, moenie moet opgee nie, asseblief. Van my leesprogram en begin lees vanmôre af Lukas 6 en gee gas en gaan aan. Ons sal terugkom na Matteus en Markus toe, as jy hom gemis het. Maar moenie nie moet opgee nie, asseblief. So, ons lees 1 hoofstuk 'n dag, of hy kort of lank is. Ons lees 1 hoofstuk 'n dag. As ons bietjie agterraak, vang op met daai hoofstukke wat jy, wanneer jy 'n kort hoofstuk het, vandag het ek tyd, gaan, vang bietjie op. Okay. Onthou julle, ek het 'n hele preek gehad oor Yuri se bicycle. Louis kan Yuri se bicycle bitter goed onthou. Louis, dankie dat jy opgelet het in daai preek. Ek weet jy het. As ek vandag vir Louis iets vra uit daai preek uit, hy kan nou hier kom staan in daai preek sonder om my notas te hê. Ja, hy het opgelet in die klas daai dag, elke broer in die kerk. Man, geliefdes, waaroor dit gaan, en hoor nou wat ek vir julle sê, die biddelgroep, dink ek, het ook op 'n stadium gesien hoe belangrik, iewers het julle dit ook raak gesien, waar iemand gesê het, ons moet bid en ons moet hierdie tyd in die oggend, hulle het dit 12 minute gemaak, ek dink. Kan nie meer die ding onthou nie, maar hulle het toe gesê, spandeer 12 minute met die Here in die oggend en 12 minute in die aand. En die Here het vir ons as gemeente gesê 20 minute. 20 minute soggens, 20 minute saans. Julle onthou dit. Nou, verlede week het die Here vir ons talente gegee. Toe sê ons, as ons nou met daai talente moet gaan woeker. Dit was al 'n paar goed dat ons nog gaan kyk dit, nee. Ons het gesê, wat beïnvloed dit? Wanneer jy 'n vrees het, dan gaan jy nie jou talent ontwikkel. Maar nou julle dit nog? Asseblief, ek gaan nou nie die hele preek van verlede week herhaal nie. Maar ons moet net so klein bietjie gaan kyk, want vanoggend wil ons verder gaan om vir mekaar te sê, daai talent kan nie net na die maatkamer gesit word en gewerk word nie. Ons kan hom ook nie net gaan begrawe nie, want daai derde ou het ons sy talent gaan begrawe. En toe, wat het die meester vir hom gesê? Jou slegte diensknegt. Hy het hom uitgedra. Hy het nie vir hom gesê, okay, Atti, ek sien, jy het toe nou niks gedoen met jou talent nie, maar dis maar goed so. Kobus, ek sien, jy het met jou 5 talente, het jy geboeker, en jy het nog 5 by, hier is Atti se talent vir jou. En nou is Atti nou net vergete nie. Nee. Die meester het vir hom gesê, hy het hom 'n bietjie gas gegee. Atti, jy's 'n slegte diensknegt, man. Jy weet ek is 'n man wat my paad vleis soek. Hoe kan jy jou talent gaan staan en begrawe? Daai een talent wat ek vir jou gegee het, hoekom woeker jy nie met hom nie? Ekskuus meester. Nee, ekskuus nie. Staan op van jou was af en begin iets doen. Want ek wil vanoggend vir julle skrif lees uit 1 Korintiërs 9. Die van u wat die Bybels hier het, asseblief, maak dit op by 1 Korintiërs 9. Vanaand, voor jy in die bed gaan klim, en jy het nou nie Lukas 5 vandag gelees nie. Lees Lukas 5, want is deel van ons leesprogram, maar gaan terug na 1 Korintiërs 9 toe, en gaan lees hierdie paar verse. Net van vers 24 tot 27. Ek lees dit vir ons eers uit die 53 vertaling. Hy sê,
En ek doen dit is Paulus wat hier praat met die gemeente van Korinthe. Hy sê in vers 24, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan nie met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. Ek wil graag vanoggend vir u hierdie gedeelte wil ek vir u ook uit ander vertalings uitlees. U moet asseblief met my saam wees vanoggend as ek dit vir u uit ander vertalings uitlees. Ek wil dit graag vir u eers uit die boodskapvertaling uitlees. Hoor hoe stel die boodskapvertaling dit? Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n resies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Hoor julle? Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe so dat jy wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein. Maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Ek wil dit herhaal. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen. Op 'n sone byeenkoms nie. Nee, hier is ons besig met 'n kampioenskap. Hier is ons besig om die wedloop van die lewe te hardloop. Hier is ons besig om 'n prys te behaal. Wat is die prys wat ons gaan behaal? Die ewige lewe. Die ewige lewe. Dis die prys. Hy sê, dis nie 'n prys wat as jy gewen het jy 'n laurierkrans gekry nie. Maar dan sê ons moet hard oefen. Hard oefen voordat ons deelneem. Nou, wat is hierdie oefening? Is dit nie wat ons die afgelope jaar, ek sê dit jaar, al oor gepraat het nie? Is dit nie die goed waarby ons uitkom nie? Hierdie fietsery, 20 minute in die oggend, 20 minute in die aand, geestelike fietsery waar ons is. Dis waar ons is. Ons is besig om te oefen. As hy nie oefen in die woord van die Here nie, dan is hy net besig met 'n gewone wedloop. Dan is ek maar net besig om vanmôre op te staan, werk toe te gaan, dalk in die moeilikheid te wees, dalk nie in die moeilikheid te wees nie, en my geld te verdien vir die dag, en aan die einde van die dag, klim in die bed, en dis nou dit. Dis nie waaroor die wedloop van die hele lewe gaan nie. Ek wil vir daai selfde gedeelte vanoggend bietjie lees in Engels. Ek wil dit graag lees uit die Message vertaling uit. You've all been to the stadium and seen the athletes race. Everyone runs wants to win.
and they run to win. All good athletes train hard. Hoor julle? All good athletes train hard. They do it for a gold medal that tarnishes and fades. You're after one that's gold eternally. Jou medaille, die ewige lewe, is ewigdurende goud. Dit gaan nie deur mot en roes vergaan of tot niet gaan nie. Dit is ewigheidswaarde. I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. I'm giving it everything I've got. No lazy living for me. Hierdie kwaggasterre dan erg hier in die Brits, nee. No lazy living for me. Toe ons verlede week vir mekaar gesê het, ontwikkel jou talent. Daardie een talent wat jy het, daardie 2 talente wat jy het, ontwikkel dit. Moenie net sit nie, jy moet werk daaraan. No lazy living for me. I'm staying alert and in top condition. 'n Atleet wat in topkondisie is, presteer mos. Dis daardie atleet wat besig is om na 'n wenpaal toe te gaan. Die ouens, 'n atleet wat lyk soos ek, is nie in topkondisie nie. Nou toe ek onder in Durban was, toe hardloop ek op die strand. 40 tree. Toe sê ek vir myself, hier is in jou vrek. Want ek is nie in topkondisie nie. Ek het nie 'n aanval gekry van nou gaan ek begin fiksheid doen. Nog nie. Maar ek het besef, maar na hierdie uniek voorsien van my sal ek moet begin kyk. Want anders plaas ek druk op my hart. Hoe meer massa daar is, hoe harder met die hart werk om bloed oralste uit te kry. So hoekom doen ek dit aan myself? Ek gaan nie hierdie topatleet raak nie. Maar ek sê gister vir Gavin Gerber, julle ken vir Gavin en Susan Gerber, wat nou in Sasolburg bly. Ek sê, weet jy wat, ek persoonlik dink natuurlik, dis die mooiste atletiekbaan in die suidelike halfrond. En die atlete wat daar was, stem saam. En ek sê, as jy op skool deelgeneem het, en ek het nou gewig gestoot, want ek het die fisiek daarvoor. As jy op John Moore in Johannesburg op Interhoor, as jy daar gewen het, dan voel het vir jou lekker, jy is trots. Maar as jy hier dring om Sasolburg toe te gaan, dan is het 'n ander gevoel. Geliefdes, ek wil sommer nou so klein bietjie rugby praat, terwyl ek die geleentheid het. Geluk aan die Springbokke dat hulle gister die Argentyne geverf het. Weet u, hoekom kon hulle in die tweede helfte die krane oopdraai? Omdat hulle gekondisioneer, topfiks, ready to go is. Hulle was net in beter vorm daai tweede helfte as die Argentyne. Ja, ek weet upstairs maak 'n groot impak in rugby, maar as jy jou liggaamlike moeg is in daai tweede helfte, dan gaan jy nie op beste doen nie. Van daai spelers, ek weet daar was nou 23 spelers in 'n span, en van hulle speel net die helfte, en ander speel net 20 minute, en alswan, en ou soos Beleer Leroux speel net 2 minute, maar die feit van die saak is,
Die feit van die saak is, die gedeelte wat jy moet gaan doen in die span, moet jy voorbereid wees. Soos die woord van die Here vir ons sê, jy moet hard oefen, dan moet jy in die woord van die Here, moet jy hard oefen. En dit is wat ons vir mekaar gesê het, is, dis wat ons hierdie jaar is, die Here is besig om ons voor te berei. Die Here kan nie kom met 'n herlewing in Brandfort, maar daar is nie soldate wat hy kan gebruik nie. Hoor jy nou wat ek sê? As die herlewing nie begin, en hier soos 3 soldate, of 10, ons gaan sukkel. Dis hoekom die Here vir hierdie gemeente gesê het, gemeente, ek is besig om julle voor te berei, dat ons, wanneer hierdie herlewing nou gaan kom, dat ons gereed is daarvoor. Ouens, dis hoekom ons verlede week ook vir mekaar gesê het, ons weet, God gee talente volgens ons vermoëns. Ek het vir julle gesê, ek het vir julle verduidelik hoekom. Want ek het net vandag, almal van ons gaan nie die president word nie. Want dis nie in ons vermoë nie. Maar dit wat ek is, moet ek doen tot die beste van my vermoë. So nou, as ek besig is om te oefen, moet ek dit doen tot die beste van my vermoë. No lazy living for me, I'm staying alert and in top condition. I'm not going to get caught napping. Hoe stel jy dit? I'm not going to get caught napping. Geliefdes, ons het verlede week vir mekaar gesê, die goed wat 'n invloed het, is dit wat ek spreek. Hierdie week het ek soveel keer weer dit raak geloop. Dit wat ek spreek, is die lewe wat ek gee. Dit wat ek spreek, is die lewe wat ek gee. Ons moet let op dit wat ons spreek. Ek het weer talle mense hierdie week gehoor, wat dood spreek en nie lewe spreek nie. Spreek lewe in jou situasie. Praat met die Here en spreek lewe in jou situasie. Dan kom ons op my punt en ons sê, hey Johan, jy staan nie in my skoene nie man. Jy werk nie vir my baas waarvoor ek werk nie. Dis so. Die baas waarvoor jy werk, die baas waarvoor ek werk, is almal onder die ewige God. In die geestesrealm is almal onder die ewige God. Ons moet dit begin besef. Ek wil hierdie by u laat, en ek hoop nou net ek het dit op die regte plek en ek check nou vandag en ek sien nie waar ek dit, ja, dankie toch, ek het dit nie so, dan gaan ek nie so sleg voel nie. Ek wil hierdie by u laat volgend. Dit is waarmee ek wil afsluit. Moses het die Israeliete uitgelei uit Egipte land uit. Hulle kom nou nie daar vandaan waar daar wonderwerke gebeur het, nee. Die wonderwerke was groot. Die laaste een is die Egiptenaar se oudste seuns is dood in daai wonderwerk.
Die Egiptenare is kwaad. Hulle is op pad. Wat doen die Israeliete? Hulle gaan murmureer. Hulle sê vir Moses, Mosie, jy moes ons gelos het in Egipte. As ons daar dood gegaan het, het ons mooi grafte gehad. Ja, gaan lees dis wat hulle sê. As jy ons daar gelos het, het ons pap en vleis geëet uit Egipte se kospotte uit. O, die Suid-Afrikaners se kospotte, pap en vleis. Hulle sê ons verlang na die kospotte van Egipte. Wat sê Moses vir hulle? Wees nie bevrees nie. Eksodus 14 vers 13. Wees nie bevrees nie. Hoor, wat sê hy? Staan vas en aanskou die verlossing. Geliefdes, vanoggend wil ek jou nooi om vir jou te sê, staan vas. Staan vas. Staan vas. Wanneer jy besig is om te oefen en jy's moeg en tam en dit voel vir jou alles raak te veel, staan vas. Moenie bevrees wees nie. Moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Staan in die Bybel 365 keer. Hoor julle? Wat sê dit vir julle? Dis 'n hele jaar, vir elke dag. As môre begin en is maandag en jy sê vir jouself, alweer maandag, het jy klaar verloor. Hoor julle vir my? As jy môre begin, en jy sê, dankie Here vir hierdie nuwe week. Egiptenare kom, jaag my. Want ek weet, my God gaan hierdie waters vir my oopmaak. Ek gaan deurtrek op droog grond. Dis jy wat gaan versuip, Joma. Nie ek nie. As die Here vir jou sê, wees nie bevrees nie. Vat dit in die geloof. Want Jesus is ons hoop. Die Here Jesus het klaar die prys betaal. Ons hoef nie 'n lewe van ons hoef nie te leef om nie oor oorwinning te leef nie. Om te leef in 'n lewe van sukkel hoef ons nie te doen nie. Jesus het klaar die prys betaal. Ons het 'n voordeel bo die Israeliete, want Jesus het intussen gekom vir ons. En net so terloops, hy kom weer. Jesus kom weer om sy bruid te kom. En nou ons kan sport en predikt en aangaan soos hulle wil. Ek wil vir jou sê, hierdie is 'n feit, soos 'n koei. Die Here kom om ons te kom haal. Maak seker, jy is gereed daarvoor. Ek kan nou vanoggend nog aangaan en ek is nou op spoed hierso, so ek gaan myself bietjie breek, dat ek net nou vir eers ophou. Al wat ek vir jou wil vra is, God se woord is duidelik.
hardloop die wedloop voluit, maar oefen hard om die wedloop te kan deelneem. Oefen hard. So, nou is ons terug by die oefengedeelte. Asseblief, doen dit in die naam van die Here. Kom ons sluit die oë. Here, vanoggend wil ek net weer eens vir U kom vra. Help ons asseblief, Here, dat ons sal presteer volgens die vermoëns wat U vir ons gegee het. Here, help ons asseblief dat ons die talente wat ons het ontwikkel. Here, help ons asseblief om niks weg te steek nie. Help ons, soos die woord vir ons sê, no lazy sitting, no napping. Here, maar dat ons sal oefen, soos wat U vir ons in die woord sê. Here, vanoggend wil ek ook vir U vra, help vir ons om lewe te spreek en nie dood te spreek nie, want ek sien dit is 'n groot fout in ons lewens op die oomblik, is dat ons spreek dood, ons spreek nie lewe nie. Ons moet lewe spreek in Jesus naam. Here, ek wil vir U vra, dat U elkeen van ons se mond sal bewaar, dat ons positief sal spreek, dat ons positief sal wees, dat ons hierdie wedloop gaan hardloop. Here, en wanneer ons besig is om planne te maak en voorraad te neem, dan weet ons dis net om môre verder te gaan. Maar Here, gee dat ons dit sal doen met die planne wat U vir ons gee. Vader, ek wil nou ook bid dat U in hierdie week op elkeen se lewe 'n besondere mate van seën sal uitstort. Here, dat ons in hierdie week hard gaan werk aan ons oefenprogram en aan ons talente, soos wat U dit vir ons gegee het. In die naam van Jesus. Amen en amen. Voordat ek nou finaal afstap hierso, wil ek dan daarom net sê, ons eerstens ons gelukwense en tweedens wil ons ook sê, bid ons julle die seën oor julle en sterkte. Dion en Melisha tree op Woensdag in die huwelik en mag die Here julle seën. Mag die Here vir julle seën met alles, met alles, met alles. Wees gehoorsaam volgens sy voetspore, oefen saam met ons. Mag die Here julle seën. Mag julle huwelik besondere huwelik wees. Ek wil ook so ek sal met jou pa praat. Ons is saam met hulle dankbaar en bly vir die voorreg wat hulle het en mag die Here regtig vir hulle seën. Dan noem ek net vir Saterdag is daar nog 'n huweliksbevestiging wat ons ook het. Ja, kom ons bid ook vir daai regpaar en dan het ons oor 2 weke nog 'n huweliksbevestiging. Ons bid ook vir daai regpaar. En dan sal ek volgende Sondag aankondig. Ons het toewyding van jong kinders. Gaan ons 'n toewyding hê. Onthou in ons kerk, ons doop nie kinders nie. Ons wy hulle toe aan die Here. En ons seën hulle. En dan gaan ons moontlik tydens daardie diens gaan ons dalk 'n doopdiens hê. So as daar mense is wat nog wil sê, asseblief sluit my naam in by daardie doopdiens, gee asseblief vir my deur. Jy moet my in elk geval kom sien. Die doopskandidate, jy moet my kom sien. Ja, en gee dit asseblief vir my deur. Ek sal wat weet wanneer daar die doopdiens gaan plaasvind. Maar daar is reeds mense wat hulle name vir my gegee het, so asseblief die ander gee vir my deur. En dan as jy weet van nog kinders wat toegewy moet word, asseblief kontak my ook
En dan vra ek eers gemeente, kom ons bid vir hierdie mense wat in die huwelik tree, dat dit geseën sal wees, dat dit regtig die Here se seën saam met hulle sal dra, en ons is besig om die statistiek wat daar is te herskryf in hierdie land, in die naam van die Here. Kan ek dit groter aanneem nie? Amen. Amen. Kom ons gaan staan, ons gaan die laaste lied sing. Ek nooi u om die tiendes en offergawes hier in die skatkis te kom plaas asseblief, God se tiende, of die offergawe plaas in die skatkis asseblief, en dan gaan ons net afsluit met gebed. Dankie, kom ons sing lekker saam. Sonder nou gesien, hoe kan ek maar opdaas? Ek kan my beursie uithaal, ek haal geld uit, en ek sing, alles met een slag. En ek het die mic op nog gehou vas. En maasters, my vrou gaan nou moet pas op, ek raak nou 'n multitasker. Kom ons lê die oë. Ons almagtige God en Hemel Vader, in hierdie oggend is ons so dankbaar dat ons weer kon saai. Here, vir elke bietjie saad wat hier ingeval het vanoggend, sê ons vir U eerstens dankie. Tweedens, Here, weet ons, wanneer ons vanmôre hierdie skatkis lig, en dit hier in die aardse riekeling by U plaas, waar U sit, Here, in U hemel, dan weet ons, neem U hierdie saad en U vermenigvuldig dit, soos wat dit U plan is, soos wat dit U behaag. Maar ons dankie, Here, dat ons weet, ons kan dit aan U toe vertrou. En Here, dankie dat ons gehoorsaam is, dat ons nie self probeer om planne te maak met hierdie saad nie, maar U doen dit namens ons, in Jesus naam. Die Here sal jou seën en jou groet. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Gaan in vrede, elke plek waar jy jou voet neersit, wys dit op vir die koninkryk van God. Elke plek waar jy beweeg, wees lig in 'n donker wêreld, in die naam van Jesus. Amen en amen. Gee my net kans om by die deur te kom asseblief. Ek wil graag daarmee aanbid vir u en 'n geseënde week vir u.